Baie welkom almal hier by die John Louis Geheueskool. Is julle reg om die ongelooflike krag van julle eie brein te ontsluit? Vandag gaan ons diepduik in die wysheid van die geheuegrootmeester John Louis en sy 10 gebooie verken vir geheue wat, wel, amper bo-menslik voel. Kom ons wees gou heeltemal eerlik met mekaar. Het jy al ooit in 'n kamer ingestap en botweg vergeet hoekom jy daar is? Of iemand se naam vergeet, so sekondes nadat jy hulle ontmoet het? Weet jy wat, jy is glad nie alleen nie. Dit is vreeslik frustrerend, maar wat as ek vir jou sê, daar's 'n beter manier? En kyk, hierdie woorde van John Louis, dit is presies die kern van vandag se les. Hy herinner ons daaraan dat ons gehoor soveel meer is as net 'n funksie. Dit is 'n kosbare geskenk wat al ons stories, ons kennis en ons verbindings met ander mense vashou. En soos enige kosbare geskenk, moet ons dit oppas. Goed, is julle reg? Kom ons begin. Heel eerste, kom ons kyk na wat ons noem die gereedskap van wysheid. Hierdie eerste 4 gebooie, dink aan hulle as die fondament van 'n huis. En ons almal weet, sonder 'n sterk fondament gaan die res eenvoudig nie hou nie. Die heel eerste gebod is so eenvoudig, maar ongelooflik kragtig. Fokus. In hierdie wêreld van ons wat vol is van afleidings, is dit so maklik vir jou gedagtes om te dwaal. John Louis se metafoor is net perfek. 'n Dwalende gedagte is soos 'n sif. Die inligting vloei net regdeur. So, die sleutel is om teenwoordig te wees. Wanneer jy iets nuuts leer, gee dit jou volle, onverdeelde aandag. Het jy geweet jou geheue is eintlik soos 'n spier? Ja, hoe meer jy dit oefen, hoe sterker word dit. En dit is gebod nommer 2. Om iets net een keer te hoor, is amper nooit genoeg nie. Jy moet dit herhaal, dit hersien en dit oefen. Glo my, herhaling is nie verveling nie. Dis eintlik jou brein wat vir jou sê, hey, hierdie is belangrik, kom ons stoor dit vir altyd. Nou gebod 3 verander die hele speelietjie. Dit verander jou geheue van 'n passiewe stoorkamer na 'n aktiewe, kreatiewe proses. Wanneer jy iets nuuts leer, moenie dit net probeer memoriseer nie. Nee, vra jouself, hoe pas hierdie in by alles wat ek reeds weet? Bou broue in jou kop, skep assosiasies, weef daardie nuwe fyk in die tapestrie van jou bestaande kennis in. Dis hoe iets werklik onvergeetlik word. Dink daaraan soos 'n deurmekaar kamer. Dis mos 'n nagmerrie om enigiets daarin te kry, né? Wel, presies dieselfde geld vir jou gedagtes. 'n Georganiseerde verstand is vrugbare grond vir jou geheue. En die proses is eintlik eenvoudig, maar dit kan alles verander. Stap 1. Groepeer inligting wat by mekaar hoort. Stap 2. Skep 'n logiese struktuur, dalk 'n gedagtekaart of 'n eenvoudige uiteensetting. En dan stap 3. Bære daardie gestruktureerde kennis. Dit maak dit soveel makliker om dit later weer te gaan haal. Goed, die fondament is nou stewig gelê. Nou begin die lekker deel. Dis tyd om kreatief te raak. In hierdie volgende afdeling gaan ons verbeelding en ons sintuie inspann om leer 'n onvergeetlike ervaring te maak. Jou brein dink in prente. Dis hoe dit werk. So, gebruik dit tot jou voordeel. Wanneer jy met abstrakte inligting werk, moenie dit net lees nie. Sien dit. Verf lewendige, kleurvolle, selfs heeltemal absurde prente in jou gedagtes. Maak 'n storie op. Hoe meer lewendig en emosioneel daardie beeld is, hoe dieper sal dit in jou geheue ingebrand word. Dit is jou eie innerlike kunsgalerie. Moenie net 'n passiewe waarnemer wees nie. Nee, duik ten volle in jou leerproses in. Gebruik elke liewe sintuig. As jy oor koffie leer, ruik daai bone. As jy oor die see leer, hoor die gedruis van die golwe. Raak betrokke by die proses, voel die tekstuur, proe die geur. Wanneer jou hele liggaam deelneem, word die herinnering soveel ryker en dieper. Nou ja, 'n mens kan nie regtig oor die brein praat sonder om oor die liggaam te praat nie. Die twee is onlosmaaklik aan mekaar verbind. So, kom ons kyk na die volgende 3 gebooie, wat alles fokus op hoe jou fisiese welstand jou geestelike skerpte beïnvloed. Slaap is nie 'n luukse nie, mense, dis 'n absolute noodsaaklikheid vir jou geheue. Dink daaraan as jou brein se nag skof. Terwyl jy lekker rus, is jou brein hard aan die werk om al die dag se inligting te organiseer, te sorteer en weg te pak. Dit versterk die verbindings wat jy deur die dag gemaak het. Om slaap af te skeep is soos om 'n boek te lees en dit dan weg te gooi, net voor jy by die laaste belangrikste hoofstuk kom. Het jy al ooit probeer leer vir 'n eksamen terwyl jy heeltemal paniekerig voel? Dis byna onmoontlik, né? Dis omdat stres en angs jou brein se vermoë om inligting te verwerk en te herroep letterlik blokkeer. 'n Kalm gemoed is 'n ontvanklike gemoed. So vind maniere om te ontspan. Of dit nou meditasie, oefening of net 'n rustige wandeling in die natuur is. Jou geheue sal jou daarvoor bedank. Wat jy eet,
Voed jou brein. Dis so eenvoudig soos dit. En elke dag het ons 'n keuse. Gaan jy jou brein voed met voedsame kos, uitdagende legkaarte en nuwe ervarings? Of gaan jy dit dreineer met gemorskos en passiewe aktiwiteite soos om eindeloos deur jou foon te scroll? Onthou, 'n gesonde liggaam is waarlik die tuiste van 'n gesonde verstand. So, ons het by die heel laaste en dalk die allerbelangrikste gebod aangekom. En hierdie een sien, gaan nie oor 'n tegniek nie. Dit gaan oor jou ingesteldheid. Dit gaan oor die ongelooflike krag van geloof. Hoeveel keer het jy al vir jouself of vir iemand anders gesê, "Ag, ek het 'n slegte geheue"? Elke liewe keer as jy dit sê, versterk jy daardie oortuiging. Stop dit. Begin vandag om jou geheue te vertrou. Glo in jou brein se ongelooflike, aangebore vermoë om te leer en te onthou. Daardie positiewe ingesteldheid alleen kan die deur na jou geheue se volle potensiaal waawyd opswaai. Goed, julle het dit tot hier gemaak. Fantasties. Nou, vir 'n vinnige finale eksamen, net om te sien wat vasgesteek het. Is julle gereed? Vraag nommer 1. Dink 'n bietjie terug aan die fondament. Wat is daardie goue sleutel wat die deur na langtermyn geheue oopsluit? Presies, dis reg. Herhaling en oefening. Dit is die sleutel wat daardie belangrike inligting diep in jou brein anker. Byk gedoen. Goed, volgende vraag. Ons het hieroor gepraat in die verstand en liggaam afdeling. Daar is 2 emosies wat jou vermoë om te onthou heeltemal saboteer. Wat is hulle? Korrek. Angs en bekommernis. Onthou altyd, 'n kalm gemoed is 'n helder gemoed. Julle het dit. En dit, my vriende, is dit vir vandag se klas. 'n Baie groot dankie aan die geheue-grootmeester John Louis vir die deel van sy ongelooflike wysheid. En natuurlik, dankie aan jou vir jou fokus en jou deelname. Maar voor jy gaan, een laaste gedagte. Van al hierdie 10 tegnieke, watter een het regtig met jou gepraat? Watter een gaan jy sommer vandag nog begin toepas? Laat weet ons in die kommentaar hieronder. Deel jou plan met ons. En maak seker jy sluit weer by ons aan vir die volgende klas hier by die John Louis GS Skool. Tot dan, hou aan leer!